Lekker, verlede week het ons bietjie gesels, ons is besig met 'n reeks by die tafel. Verlede week het ons gepraat oor wie kom na die tafel toe, en enigiemand is welkom by die tafel, het ons gesien, die tafel is oop, die tafel is gedek, dus daar, enigeen kan kom. En ons het spesifiek gepraat oor Psalm 23, wat sê, hy dek 'n tafel voor ons aangesig, teenoor ons vyande. En as jy tussen vyande staan, jy voel bietjie in konflik, jy voel bietjie aangeval, is die Here 'n tafel vir jou gedek. En die Here sê, kom sit. Of miskien is jy soos Mephibosheth wat bietjie weggegaan het na 'n plek van geen veiding. Kom Dawid en dan kom haal hom weer en hy bring hom terug. As jy bietjie gevoel het ek bietjie wegbeweeg en ek voel bietjie ver van die Here af. Die Here sê kom terug na die tafel toe. Want is nie wat jy doen wat jy kwalifiseer nie, dis my liefde wat jy kwalifiseer om by my tafel te kom sit. En is ook 'n plek waar die Here, ons lees in die woord, waar die Here met sondaars gesit het. Hy sê hy het met fariseërs en met tollenaars, met sondaars aan 'n tafel gesit. Dis ook 'n plek waar jy stikkend gebroken en verlore is, waar jy kan kom sit en jy kan kom eet en jy kan kom deel wees van die tafel en dit wat die Here vir jou wil gee. Maar vandag gaan ons bietjie gesels oor wat kry jy by die tafel? Want dit is lekker om tafel toe te kom. Dit is gedek, alles is daar. Maar wat kry jy as jy by die tafel kom sit en as ons na hierdie tafel kyk, kan ons 'n klomp goeder sien. Ons kan druiwe en wyn en brood en olywe en dadels en ons kan goeder sien. Ek seker as ons oor daai goeders praat, gaan ons baie simboliese goeders kan hê. Ons kan baie sê oor brood en druiwe en wat dit alles vir ons beteken. Maar ek wil met jou praat oor die tafel deur die oë van Psalm 23. En veral Psalm 23 vers 5. En ek wil as ons na daai tafel kyk, gaan ons vandag deur daai oë kyk. En ek wil vir jou lees daarop. U berei die tafel voor my aangesig, teenoor my teestanders. Nou ek weet as ek by die huis is, en ek maak vir my kos, of ek maak vir ons kos, dan maak ek wat in die huis is, en ek maak waarvoor ek lus is. Maar as iemand my nooi om by hulle te gaan eet, dan gaan sit ek aan vir wat hulle maak. Ek het nie 'n keuse nie. Ek eet wat hulle vir my voorberei. Psalm 23 vers 5 sê, U berei die tafel voor my aangesig. Ek wil vir jou sê, vriende, die Here nooi jou, maar as jy hier kom sit, dan gaan jy eet wat hy vir jou gee. En die Here is lief vir jou. Hy weet presies wat jy nodig het. Soos wat my vrou weet waarvan my kinders hou as hulle kom kuier die naweek, haar eerste aand, sy weet presies wat hulle van hou. En sy maak vir hulle daai kos en ek is net so opgewonde as hulle kom. Want ek is ook aan daai tafel op. Maar die Here weet presies wat jy nodig het. Jy weet, ek wil vir jou sê, Psalm 23 sê, U berei die tafel. Mense, ek wil vir jou sê, jy gaan of by die tafel sit, of by 'n tafel. Maar jy gaan ergens sit, want jy moet eet. Ons liggaam het voedsel nodig, ons gees het voedsel nodig, ons siel het voedsel nodig. Jy moet gevoed word. Ek sê altyd vir mense, ons moet elke dag eet om te lewe. Ek kan nie onthou wat ek 'n jaar terug geëet het nie. Maar ek moes geëet het om te lewe. Ek kan nie onthou wat ons gepreek het 'n jaar terug nie, maar ek moes my preek geluister sodat my gees kan lewe. Jy moet by 'n tafel wees. En die Here sê hy berei die tafel vir jou. Ek wil jou uitnooi na die tafel toe. Want jy nie by die tafel sit nie, gaan jy by 'n tafel sit. Ek dink aan Israel. Toe hulle in die woestyn, die verlore seun. Kom ons begin eers daar. Toe die verlore seun tussen die varke sit en hy het besluit om terug te gaan na die huis toe. Kom die vader en hy omhels die seun en hy bring hom terug in die huis en hy gee vir hom 'n nuwe kleed en 'n ring en 'n skoene en hy herstel hom. En toe sê die vader iets belangriks. Hy sê, en toe slag hy die vetgemaakte kalf. En dit is wegwys na Jesus. Hy sê, bring die vetgemaakte kalf. Maar toe Israel in die woestyn was, en Moses op die berg opgaan om die 10 gebooie by God te ontvang, was hy 40 dae weg en Aaron en die volk het bietjie ongemaklik geraak. En toe sê Aaron, kom laat ons 'n kalf maak. Mense, ek wil vir jou sê, as jy nie die Here soek nie, gaan jy iets soek. En hulle wil die Here vervang het. En toe maak hulle 'n goue kalf.
Want ons almal het 'n begeerte na iets. Ons het 'n begeerte na God, ons begeerte na iets. Ons wil aan iets vashou, ons wil in iets glo. En as dit nie die kalf is nie, is dit 'n kalf. Nee, as dit nie Vader God is nie, gaan dit 'n God wees. Miskien 'n God van die wêreld. As dit nie die tafel is nie, gaan dit 'n tafel wees. Ek wil jou uitnooi, wil jy nie by die tafel kom sit nie? En ja, ek weet partykeer lyk die wêreld se tafel lekker. Ek meen die goed is daar, dis soet goeders, dis koek, dis lekker, dis amazing steaks en alles is daar, nee. Maar dis nie altyd reg vir jou, dis nie altyd wat die Here nou vir jou wil gee nie. Ja, daar's tyd vir dit, maar die Here nooi jou na die tafel toe vanoggend. Moet jy nie by die tafel kom sit vanoggend nie. Maar die ding van die tafel is, ek kyk na hierdie goeders, nee, na alles wat hier op is, toe besef ek, alles hier op hierdie tafel moet deur die pers gaan. Dit moet deur 'n proses gaan. En ek sê, yes Here, is dit die regte tafel? Here sê, yes, want ek weet wat jy nodig het. Maar 2 van hierdie goeders was vir Jesus. 3 van hierdie goed is vir my en jou. En ek wil praat oor daai goeders. En ek wil begin by die brood. By die brood wat op die tafel is. Dis die hoofmaal. Dis die hoofmaal van die tafel. Jy weet, baie keer as ek en jy braai, sit ons 'n vleisie op die kole en dan sê ons, en ons praat altyd, wat gaan ons 'n knoffelbroodjie eet of gaan ons 'n lekker braaibroodjie maak of ietsie? Want dit was vir ons, dis vir ons 'n bykos. Dis 'n nodige bykos, maar dis 'n bykos. En ons hou ook daarvan om partykeer so 1 keer 'n jaar gaan ons Ocean Basket toe. Ek weet nie wie was al daar nie, maar as jy daar gaan sit en jy wag vir jou kos, bring vir jou so 'n mandjie met so 'n paar buns in. Nee, ek love daai goeters, nee. Maar dis 'n bykos. Jy gaan nie Ocean Basket toe vir die buns nie. Is ek reg? Jy gaan vir die fish and chips. Die buns is optional, dis een ekstra. Dis by die kant. Brood is vir my en jou ekstra. Dis opsioneel. Maar hierso kom Johannes 6 vers 35 en Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom sal nooit honger kry. En die Here kom en sê, ek is nie 'n side dish nie, ek is nie 'n broodjie op die kant nie, ek is die hoofmaal. Ek is waarvoor jy na die tafel toe kom. Ek is die hoofmaal wat jy gaan kry. Jy gaan na die tafel toe kom omdat die brood hierso is. Ek is die hoofmaal vir jou. Is dit nie amazing nie? Ek dink aan daai storie ook waar Jesus hulle is in die boot en hulle gaan na die oorkant toe en hulle kom by ja, wat is daai plek se naam? Maar in elk geval, daar is so 'n maal ou wat tussen grafte rond hardloop. Nee, Caesarea of nee, so Gadara. Nee. Yes. In elk geval, en die Here kom daar so aan. En hier's 'n maal ou wat tussen die grafte rond hardloop en nie veel mense wil daar kom nie, want hy's gevaarlik om rond te wees. En hierso is die ou en Jesus kom daarso en die Here raak hom aan. En hierso is wat interessant is. Die Here sê vir hom, hy val voor die Here neer en sê, Here, ek wil U volg. Here sê, nee, gaan terug na jou familie toe. Maar daar's mense wat vir jou wag. Daar's mense wat na jou verlang. As mense wil teruggaan. En die Here en sy disippels gaan weg en op 'n stadium later toe hulle weer terugkom na daai plek, toe was daar 'n klompie Christene. So hierdie ou moes gegaan het terug na sy familie toe. Hy moes vir almal die getuienisse vertel het. Mense moes tot bekering en dan moes al begin Christene kom, want toe die Here later terugkom was daar al 'n groep gelowiges gewees. So kan jy sien, die Here is die hoofmaal. As hy by 'n plek inkom, verander omstandighede. Die brood van die lewe het in daai plek ingekom en daar wat dood was, waar 'n grafte was, waar 'n ou in kettinge vasgevang is, kaal rondgeloop, kom die Here en hy verander omstandighede. Want ons het die brood van die lewe ingebring. En toe gaan daai man en toe hy die brood ontvang, toe hy by die tafel sit en hy eet en hy gaan terug, toe het hy genoeg om vir ander ook te gee. Is dit nie my? Want die Here is altyd genoeg. Die Here is altyd meer. Die Here breek die brood en hy deel dit en een brood voed duisende mense. 2 visse en 5 broodjies. En die Here bid oor dit, want die Here is meer as genoeg. En die Here sê, ek is nie op die kant nie. Ek is die hoofmaal. Wil jy nie kom sit en deel wees van dit nie? En ek dink sommer aan Israel in die woestyn ook, en die Here het vir hulle brood voorsien. Maar elke oggend moes hulle uitgaan
om vars brood te kry. En moes dit terugbring in die huis. Moet jy nie die broodwinner wees nie. En uitgaan en brood kry en terugbring in jou huis nie. En kom en vars brood kry. Kom elke oggend, ons sit by die tafel, ontvang vars brood, bring dit terug in jou huis. Die Here het in die woestyn, het hy manna gegee, gratis, is klaar daar. Die Here het aan die kruis gesterf, hy sê my brood is elke dag beskikbaar. Gratis, verniet, wil jy nie net kom? Jy moet net kom. Jy moet dit kom haal, sodat jy kan terugvat, na jou huis toe, en waar jy gaan, na jou familie. En dan dink ek aan die druiwesap. Die druiwesap gaan ook deur 'n proses. Jy weet, dit begin met 'n druif en dan gaan dit deur 'n proses. En die druiwesap is 'n simbool van Jesus wat die drankoffer was, wat hom uitgegiet het op die kruis vir my en jou verlossing. Maar weet jy wat, dit begin nie daar nie, dit eindig daar. Dit begin met 'n druif. En daai druif gaan deur 'n sekere proses van parskyp waar dit gepars word en dan word dit deur 'n proses gesit totdat dit druiwesap word. Jesus, die wyn het nie in die kruis begin nie, dit het daar gemanifesteer. Dit begin toe Jesus uit die water uit opstaan. En hy begin met sy bediening toe hy 30 jaar oud was. En hy stap vir 3,5 jaar op die pad. Toe begin daai druif, is gepers. Want Jesus is verwerp, hy sleg gesê, hy is uitgejou, mense het hom vervolg, mense het hom verwerp, Jesus is gepars, soos 'n druif, en toe stort hy homself uit op die kruis. Daar's 'n proses, mense, dit is vir my en jou, om druiwesap te drink, moet ons weet, daar was 'n proses, en Jesus moes deur daai proses gaan. Hy het aan die kruis gesterf, hy het homself gegee, hy het hom oorgegee, sodat ek en jy kan drink vandag. Jesus was bereid om deur daai proses te gaan. En dan is daar 3 ander disse, maar hulle 3 is vir my en jou. Want as jy by die tafel kom sit, is daar druiwe. En dan sê die Here, wil jy nie van die druif eet nie, maar weet, hy sê, ek berei die tafel voor jou aangesig. Jy weet wat jy gaan kry as jy by die tafel kom sit, daar's druiwe. Nou wat symboliseer druiwe vir my en jou vandag? Dis die vrug. Matteus 3 vers 8. Dra dan vrug wat by die bekering pas. Daar's 'n vrug, mense, wat ek en jy moet hê, wat die Here sê, ek wil hê jy moet vrug dra in jou lewe. Maar vrug kom nie net van self nie. Daar's 'n proses, is ek reg? Wat die boom moet deurgaan, wat die wingerd moet deurgaan voor dit 'n druif word, voor die druif daar is. Daar's 'n proses wat ek en jy moet deurgaan. As ek en jy by tafel sit en ons wil die druif eet en ons sê ja Here, ek wil vrug dra, moet jy weet daar's 'n proses wat jy deurgaan om te kom by die plek waar jy moet vrug dra. En ek wil vir jou lees daarso in Johannes 15 vers 1. Dink ons het dit gelees, maar net om ons weer te herinner aan hierdie goedjies. Die Here sê, ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat meer vrug kan dra. Julle is al reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my soos ek in julle, net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie. So julle ook nie, as julle nie in my bly nie. En ek is die wynstok, en julle die lote, wie in my bly, en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan jy niks doen nie. Mense, jy kan nie by 'n tafel as jy by die tafel kom sit. Want hiersoos waar jy in Christus is, sodat jy kan kom tot 'n plek waar jy veel vrug kan dra. Want as jy wil vrug hê, moet jy weet daar's 'n proses. Want in my lewe was ek op 'n stadium in 'n plek waar daar geen vrug was nie. Ek was in hierdie wêreld gewees. En dan om van geen vrug na vrug te gaan is 'n proses van wegneem. Die takke wat nie vrug dra, sny die Here af. Ek moes die wêreld uit my lewe uitvat en ek moes God se koninkryk bring. Ek moes 'n dag gehad het wat ek my knie val en sê, Here Jesus, ek is 'n sondaar, ek is op pad hel toe. Vergewe my, ek nooi in my lewe. Ek gee my lewe oor aan U. Daar was 'n proses van wegneem van die wêreld en 'n ontvang van die koninkryk, sodat ek kan gaan van geen vrug na vrug. En toe begin ek vrug dra, maar om van vrug na veel vrug te gaan, is 'n trim. Jy moet die takkies afknip wat nie gaan vrug dra nie, want hulle vat al die sap. Partykeer is dit maklik om die takkies te knip, partykeer is dit moeilik.
Daar's takkies wat goed is vir my, wat nodig is dat ek moet knip. Miskien moet ek gebruik altyd DStv, ek weet nie hoekom nie. Partykeer moet ek my finansies bietjie bestuur, en het ek nodig om DStv te knip. Nee, of ander gewoontetjies, of goedjies wat ek in my lewe het. Partykeer het ek ander goed wat die Here met my praat, sê daai goed moenie in jou tak wees nie. Partykeer moet ek daai goedjies trim. En ek het nodig om te snoei, want daar's takke wat sap vat, wat nie vrug dra nie. Sodat ek van vrug na meer vrug kan gaan. Sodat ek in righteousness kan stap met die Here. Sodat ek my lewe kan meer in lyn kry met wie hy is. En dan om van meer vrug na veel vrug te gaan, is ek moet by die tafel wees. Die Here sê, wie in my bly, hy dra veel vrug. Ek moet by die Here se voete sit. Here, wat is in die hart? Here, wat is die plan vir my lewe? Here, waarheen moet ek gaan? Moet ek links gaan? Moet ek regs gaan? Here, moet ek ja sê? Moet ek nee sê? Here, moet ek dit doen? Moet ek dit nie doen nie? Here, met alles kom ek na die Here toe, sodat ek in God se wil en in sy plan kan loop. Sodat ek sy stem kan hoor. Sodat ek van sy tafel kan eet, en sodat ek kan wegstap en veel vrug kan dra. As jy by die tafel sit en jy sê, yes Here, ek gaan van die druiwe eet, moet jy weet, daar's 'n proses in jou lewe. Daar gaan 'n proses wees van wegneem, daar gaan 'n proses wees van trim, daar gaan 'n proses wees waar jy by die Here se voete moet sit, sodat jy kan vrug dra. Maar die Here wil vir jou vrug gee. Hy sê die by lê teen die wortel. Want die boom word aan sy vrug geken. En as jy die vrug dra, dan gaan hy afgekap word. Here, ek wil vrug dra, Vader, en as daar goed is wat moet weggeneem word, vat dit weg. As daar goed is wat getrim moet word, trim dit. Here, en ek wil meer kom sit by u voete en by u tafel. Ek wil van u inneem, Here, sodat ek op 'n plek kan kom van veel vrug. En dan is daar ook olywe. Nou, olywe vir my was nogals interessant geweest. Want met olywe is daar 'n proses. Daai tyd het hulle 'n lang soos 'n balk gehad. En dan het hulle 'n sak olywe onder een kant was vasgeanker in 'n muur, dan het hulle 'n sak olywe gesit en dan het hulle klippe aan hierdie kant gehang om hom gewig te gee. En dan het hulle van 1 tot 5 klippe gehad wat hulle gehang het aan die ding. Nou, hulle het eers 1 klip gehang. En dan daai gewig het die eerste olie uit die olyf uitgepers, uit hierdie sak olywe uit wat onder was. Het die eerste olie uitgepers. En die eerste olie het hulle vir die tempel gegee. En dit was gebruik vir die salfolie en om die lampe te brand in die tempel. En dan as daai olie uitgepers het hulle nog 'n klip gehang. En dan het hulle die volgende, die tweede klompie olie uitgepers. En daai olie het hulle gebruik vir kos en om te verkoop. So hulle kon verkoop daarvan en hulle kon van dit vir hulle self gebruik. En dan het hulle 'n derde klip gehang. En daai olie wat dan uitgekom het, kon hulle gebruik vir hulle lampe. Om hulle lampe te brand of hulle lig te gee in die aande en waar hulle ook al gaan. En dan het hulle 'n vierde klip gehang en daai olie wat daar uitgekom het, was gebruik vir medikasie. En dan die 5de klip wat hulle gehang het, die olie wat daar uitgekom het, hulle gebruik vir seep. Mense, jy dra goed in jou. Jy is so olyf. En partykeer moet ek en jy bietjie deur die pers gaan, sodat hierdie goed kan uitkom. Want die Here wil mense om jou aanraak. Die Here wil 'n verskil om jou maak. Die Here wil voorsien. Die Here wil kom en hy wil jou gebruik as voorsiening in mense se lewens. Nou ja, ek weet die Here kom op verskillende maniere gebruik ons. Maar mense, as jy by daai tafel kom sit, moet jy sê, ja Here Jesus, ek is bereid om deur die pers te gaan. Want die pers is nie negatief nie, dis positief. Want daar's iets wat jy in my gesit het, daar's iets wat jy sien, wat jy wil laat uitkom. Daarom sê ek, Here pers my. Here, as ek moet deur 'n pers gaan, is dit reg, Here, want ek weet die vrug aan die ander kant. Here, stretch my. Haal my uit my comfort zone uit. Here, laat ek uit die boot uit klim as dit nodig is. Here, ek gaan nie bang wees, ek gaan sê ja. As u roep, gaan ek sê ja, Here, roep my. Ek sal gaan. En Samuel ook. Dink aan Samuel ook. Toe die Here hom 3 keer geroep het, toe Samuel nie geregeer nie, want vers 7, 1 Samuel 3 vers 7 sê, want Samuel die Here nie geken nie. Maar as jy by die tafel sit en jy leer die Here ken, jy ken sy stem, as die Here jou roep, en gesê, ja Here, ek luister. En toe Samuel by daai plek kom sit, want hy het eers na Eli toe gehardloop, maar toe hy by die tafel kom sit en hy kon God se stem hoor, het God hom gebruik. En het God 'n nasie verlos uit hom uit. Het God hom opgerig en aangestel. En het die Here hom gepers en gepers, sodat Samuel
'n volk kon lei. Dis nie amazing nie. Is die Here nie goed vir ons nie. En dan die dadels simbool van voorspoed en van guns. En ek onthou toe ons in Israel was, Israel, soos ek verstaan, is die grootste voorsiener van dadels in die wêreld. Maar as hulle dadels druk, dan kom daar 'n heuning uit. Hulle noem dit dadelheuning. Dis soos baie heuning. So hulle vervang amper baie heuning met dadelheuning. En toe sê, toe ons in Israel was, weet jy wat 'n rabbi of wie dit was, of die ou wat saam met ons was, sê vir ons, dis hoekom die woord praat van melk en heuning. Daai heuning verwys na dadels se heuning. En jy kan dit gaan koop, is nogals lekker. En so daar's ons iets wat uit daai dadel uitkom, iets soets, dis 'n voorsiening, dis voorspoed en guns, dit simboliseer voorspoed en guns. En dis wat die Here vir jou ook wil gee. Partykeer moet ek bietjie gedruk word, sodat dit kan uitkom. Partykeer is daar bietjie van 'n proses wat deurkom, sodat die Here iets kan doen, sodat ek kan leer om 'n goeie bestuurder te wees, 'n goeie steward kan wees van wat die Here my kan gee, sodat die hemel kan oopgaan, en sodat dit kan reën op my grondgebied. En dit is interessant, ek luister na iemand en hulle sê iets baie interessant. Hy sê die Here voorsien op 4 maniere vir jou. Die Here voorsien vir jou deur iemand anders se hand. Want toe Moses uit die tronk uitgekom het, toe Farao vir hom 'n ketting omgesit en het vir hom 'n waag het hom aangestel en Farao het voorsien. So daar is 'n voorsiening waar mense jou voorsien, waar mense jou help, waar hulle jou support. Daar is 'n voorsiening. Maar dan is daar voorsiening van God. Want toe hulle uit Egipte uitkom en is in die woestyn, het God vir hulle voorsien. Hy het manne uit die hemel uit laat val, hy het vir hulle kwartels gegee, hy het water uit die klip uit laat gaan, hy het die see oopgemaak, hy het die mure van Jerigo laat val. Yes, die Here voorsien ook, die hand van die Here voorsien. Maar dan is daar ook 'n plek waar jou eie hand voorsien. Want toe hulle in die beloofde land inkom, moes hulle werk. Hulle moes die grond bewerk, hulle moes saad in die grond gooi, hulle moes plant, hulle moes goed doen. Daar's iets wat ek ook moet doen. Om die sap van die dadel, om die voorspoed en guns uit die dadel te kry, is daar iets wat ek moet doen. Ek moet dit bewerk, ek moet doen wat die Here vir my sê om te doen. Ek moet die saad in die grond gooi. Maar dan is 4de hand, sê hy, is die voorsiening van jou vyand. Want die vyande het reeds die beloofde land voorberei. Want toe hulle in die beloofde land ingaan, die manna gestop, maar hulle het genoeg gehad. En onthou julle toe die spioene ingaan, toe hulle uitkom na 'n groot tros druiwe, hulle vyande het dit voorberei. So toe hulle uit die woestyn uitgaan, toe sê die Here, moenie weer terugkyk nie, kyk nou vorentoe, Joshua, wees sterk en volmoed, gaan, kyk voor jou, gaan reguit, gaan deur die see, gaan, die beloofde land is klaar vir jou voorberei, is klaar vir jou in plek gesit, jou vyande het klaar geplant, druiwe het geplant, hulle het priele, alles is daar, want Deuteronomium 6 sê ook, jy sal instap in 'n plek wat jy nie voor gewerk het nie, wat jy nie geplant het nie, wat die Here vir jou voorberei het, stede en goeie plekke. Nee, so daar's 'n plekke wat hulle vyande vir hulle voorberei het. Die Here is besig om goed vir jou te doen, hy is besig om die dadels te pers vir jou. Besig om goed vir jou voor te berei. Maar jy moet net weet, in dit is daar mense wat jou voorsien, daar's God wat jou voorsien, daar's iets wat jy moet doen. Maar God doen ook iets deur jou vyande partykeer. Mense, en so my vraag vir jou is, daar's 'n tafel. Wil jy nie by die tafel kom sit en Here wil die brood vir jou breek? Here wil jy moet van sy drank offer, van sy sap kom eet. En die Here wil jy moet vrug dra. Die Here wil vir jou voorsien, sodat jy kan uitgaan en 'n blessing wees vir soveel ander mense. Die Here wil mense genees deur jou. Die mense wil jy met die lig wees. Die Here wil mense skoon was. Die Here wil die goeders uit jou uitbring, soos hy dit uit olywe uitpers. Maar die Here wil vir jou ook bless, hy wil jou voorsien, met dadels, met goedheid en met guns. Kan ons saam bid vanoggend? Here Jesus, dankie Vader, dat ons by 'n tafel kan kom sit vanoggend. Ja Here, en dat die pers en die proses ons nie bang maak nie, Here Jesus. Maar dat dit ons opgewonde maak, Here Jesus. Opgewonde om te sê, ek kan by die tafel kom sit, want God het 'n plan vir my, het 'n doel vir my, het iets meer vir my, hy het iets groters vir my. En ja, Here Jesus, vir my om deur daai proses te gaan, Here, is 'n eer, Here, sodat ek kan meer wees, en sodat U my kan gebruik, en sodat die koninkryk
'n blessing kan wees. Dankie Vader vir die maaltyd vanoggend. En ek sê ja Here, ek wil kom aansit. Ek wil kom eet. Ek wil versadig word. Dankie Here, dat U die tafel voorberei, want U weet presies wat daar moet wees. Dankie Here Jesus vir U goedheid en vir U guns. Amen. Amen.